Eksodus, hoofstuk 4. En Moses sê, maar sê nou net dat die Israeliete my nie wil glo nie, maar sê dat die Here nie aan my verskyn het nie. Daarop vra die Here vir hom, wat is daar in jou hand? En Moses antwoord, my kierie. En die Here beveel hom, gooi dit neer op die grond. Toe Moses die kierie op die grond neergooi, het dit in 'n slang verander. Moses het daarvoor geskrik en een kant toegestaan. Maar die Here het Moses beveel, steek uit jou hand en vang die slang in die stert. Moses het gedoen soos die Here hom beveel het, en die slang het weer 'n kierie geword in sy hand. En die Here sê vir Moses, met hierdie teken sal hulle glo dat die God van hulle voorouers, die God van Abraham, Isak en Jakob, aan jou verskyn het. Verder het die Here vir Moses beveel, druk jou hand tussen jou klere by jou bors in. Moses het sy hand tussen sy klere by sy bors ingedruk. Toe hy egter sy hand weer uittrek, was dit spierwit van die melaatsheid. Die Here beveel hom toe, druk jou hand weer terug. Moses het toe so gedoen, en toe hy weer sy hand uittrek, was dit heeltemal gesond. Daarop sê die Here, indien hulle nie die eerste teken glo nie, sal hulle beslis die tweede teken glo. Maar as hulle selfs die tweede teken nie wil glo nie, moet jy water uit die Nyl skep en op die grond uitgooi. Dit sal dadelik in bloed verander. Hierop het Moses gesê, ag Here, U weet dat ek nog nooit 'n man van baie woorde was nie, omdat ek baie swaar praat. Maar die Here sê vir Moses, is dit nie ek, die Here, wat 'n mens siende of blind, doof of stom maak nie? Gaan doen dan nou wat ek jou beveel het. Kyk, ek sal met jou wees, en ek sal jou help met jou spraak en wat jy moet sê. Maar Moses antwoord, kan U nie asseblief iemand anders stuur nie? Daarop het die Here vir Moses kwaad geword. Hy sê toe vir Moses, kyk, Aaron die Leviet is mos jou broer. Ek weet dat hy baie glad is met die mond. Op hierdie oomblik is hy op pad na jou toe, en wanneer hy jou kry, sal hy baie bly wees. Jy moet hom voorsê wat om te doen en te sê. Ek self sal met julle wees in julle woorde en dade. Aaron moet jou spreekbuis wees. Hy sal jou mond wees, en jy sal soos 'n God wees. Jy moet jou kierie saamvat, want jy moet die tekens daarmee doen. Moses het toe na sy skoonpa Jethro gegaan en vir hom gesê, kan ek asseblief teruggaan na Egipte? Ek wil sien hoe dit gaan met my volk en my familie en of hulle nog almal lewe. Jethro het geantwoord, natuurlik kan jy gaan. In Midian het die Here vir Moses gesê, kyk, almal wat jou wou doodmaak in Egipte is reeds dood. Gaan dan nou terug daarheen. Toe sit Moses sy vrou Sipora en sy twee seuns, Gersom en Eliezer, op donkies en gaan terug na Egipte. Hy het ook die kierie waaroor God met hom gepraat het, saamgevat. Verder het die Here vir Moses gesê, wanneer jy in Egipte voor die farao verskyn, moet jy al hierdie tekens wat ek jou gegee het, voor sy oë doen. Maar ek sal sorg dat die farao hardkoppig is, sodat hy sal weier om die volk te laat gaan. Jy moet dan aan hom sê, dit is wat die Here sê, Israel is my eerstgeborene. Ek het vir jou gesê dat jy my seun moet laat gaan om my te dien, maar jy is hardkoppig en bly weier. Daarom gaan ek nou jou oudste seun laat sterf. Die Here wou vir Moses om die lewe bring toe hy hom by die herberg teëgekom het. Sipora het dadelik 'n klipmes geneem en daarmee die vooruit van haar seun afgesny. Sy het dit voor die voete van Moses neergegooi met die woorde, jy is my bruidegom wat met bloed beskerm word. Daarop het die Here hom alleen gelaat. Sy het na die besnydenis verwys toe sy gesê het, jy is my bruidegom wat met bloed beskerm word. Die Here het aan Aaron opdrag gegee en gesê, jy moet uitgaan na die woestyn en jou broer Moses daar ontmoet. Hy het gedoen soos die Here hom beveel het en Moses by die berg van God gekry. Hy het nader gegaan en hom gesoen groet. Moses het vir Aaron van alles vertel. Dit wat die Here vir hom gesê het toe hy hom gestuur het, asook al die tekens wat hy moes doen. Toe het Moses en Aaron al die leiers van Israel bymekaar geroep. Aaron het die woorde waarmee die Here tot Moses gespreek het aan hulle oorgedra. Moses het ook al die tekens voor hulle oë gedoen. Die volk het hulle geglo en in aanbidding neergebuig toe hulle hoor dat die Here hulle swaar kry raak gesien het en hulle noodkrete gehoor het.